Ons skriflesing vanaand kom uit Lukas hoofstuk 22. Julle sal agterkom die orde van die erediens gaan vandag so 'n bietjie anders te wees as wat julle aan gewoond is, want ek glo dit is so 'n spesiale dag ook vandag wat ons gedenk. So ons gaan nou eers lees die van julle wat julle Bybels saamgebring het. Lukas 22 en ons gaan lees daar vanaf vers 14 tot by vers 23. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. En wat ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het. Daarop neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie daardie man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onder mekaar te vra, wie van hulle dit tog kan wees of wat dit sou doen. Ons lees net goed so ver. Ons sal oor 'n rukkie gesels hoekom hierdie gedeelte ook so spesiaal is, so op die Paasnaweek. Maar wat ons nie besef nie, is dit wat die Here Jesus hier vir ons gedoen het, en dit wat hy hier vir ons sê, in die gedeelte waar hy die nagmaal ingestel het, is ook 'n ding wat by ons onderstel is om liefde op te werk. As ons weet en besef wat die Here Jesus hier sê, wat hy hier doen, wat hy hier aankondig vir sy disippels, daar aan tafel, dan sal dit maak dat ons na onsself kyk, en dat ons hier in ons eie hart sal bepaal, maar het ons die Here werklik lief? En hoe weet ons of ons die Here Jesus werklik lief het? Wat is die manier hoe ons vir die Here kan wys? Is dit deur om groot geskenke aan die Here te gee? Is dit deur om gereeld by die erediens te wees? Wat is dit wat vir ons wys, of vir die Here Jesus wys dat ons vir hom lief het? Wat is die bewyse van ons liefde vir hom? En daar is 'n gedeelte, net een versie wat dit baie mooi vir ons saamvat, en waar eintlik baie uitgebrei kan word, maar een baie kort versie, dit is 'n oproep tot liefde en gehoorsaamheid. Dit is Johannes 14, vers 15. Waar daar staan, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En dit is iets wat ek wil hê ons in gedagte met het, terwyl ons nou ook na die preek toe gaan, die woordverkondiging toe gaan, met dit in gedagte, liefde vir die Here Jesus word bewys hoe? Deur gehoorsaamheid aan sy gebooie, deur ons sy gebooie te bewaar. En wat ek wil hê ons moet doen, terwyl ons besig is om hierdie gedeelte wat ons gelees het in Lukas oop te breek en daar te gesels, myself die hele tyd te toets, bewaar ek die Here se gebooie of nie, ter voorbereiding ook dat ons vanaand by die tafel kan aansit. Maar voordat ons oorgaan na die woordverkondiging, kom ons bid eers saam.
ons almagtige God en hemelse Vader, ja Here, hoe wonderlik is dit dat ons hier as gelowiges kan by mekaar wees, om U naam te loof en te prys en te aanbid. Nie net omdat U die grote God van hemel en aarde is nie, nie net omdat U die skepper van alles is nie, nie net omdat U die een is wat alles onderhou nie, maar ook omdat ons deur U Seun Jesus Christus U kinders is, wat U duur gekoop het, en vir wie U lief is. Ons het die begeerte, Heer, om naby aan U te wees, die begeerte om U beter te leer ken, die begeerte om in die lig saam met U te wandel. En ons vra, Here, dat U vanaand met ons sal spreek, soos 'n vader met sy kinders. Dat U op ons harte sal lê, weer opnuut dit wat die Here Jesus op die Paasnaweek so lank gelede gedoen het. En wat dit vir ons beteken. Ons vra, Here, dat U ons harte vanaand ontvanklik sal maak, dat U woord deur U Gees in ons harte ingedra sal. Ons bid en ons smeek dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vanaand met julle 'n bietjie gesels oor wat hier in Lukas 22 vers 14 tot 22 vir ons gegee word. En dit is eintlik baie spesiaal dat julle, ek met myself gedink dat julle juis op die donderdag ook 'n erediens het, en ook die nagmaal te gebruik. Want dit is juis op die donderdag, op daardie donderdag aand, voordat Jesus verraai is en oorgelewer was, dat hy die nagmaal ingestel het. Maar voordat hy verraai is, en voordat hy oorgelewer was, het hy eers daar, saam met sy disippels, die laaste Pasga gevier, die laaste Pasga. Ek wil julle moet net vir 'n oomblik dit wat nie oorknoop. Dit was die laaste Pasga in die lang geskiedenis van Israel wat gevier was daardie aand. Ons praat van omtrent 1500 jaar se Pasga vier en toe is dit die laaste. Want dit is hier waar die Here Jesus die eerste nagmaal ingestel het, en dit is hoekom dit so besonder is, so baie mooi is vir ons. Maar voordat ons dit wat ons hier gelees het, ons het nou 'n paar dinge hier gelees in hierdie gedeelte waar Jesus sê die brood verwys na sy liggaam en die wyn verwys na sy bloed wat uitgestort is, die bloed van die testament, die nuwe verbond. Voordat ons hierdie dinge uitpak, soos op 'n tafel, verbeel jouself, hier is 'n groot tafel, en ons gaan alles wat hier in hierdie gedeelte vir ons gesê word, op die tafel uitpak en dit oopmaak en elkeen van dit gaan bestudeer. Voordat ons hierdie gedeelte kan uitpak op die tafel, moet ons eers die tafel gereed maak. Ons moet die tafel eers skoonmaak en plek maak op die tafel, sodat die goed daarop uitgepak kan word en ons daar kan gesels. En om dit te doen, moet ons in die ou gryse verlede teruggaan. En as jy regtig die impak van hierdie gedeelte wil verstaan, moet jy teruggaan na die ou gryse verlede. Julle sien, daar is 'n rede vir alles wat God gedoen het, vir alles, absoluut alles. Hoekom die Pasga en hoekom die nagmaal en wat die Pasga vervang? Wat is die doel daarvan? Julle sien, in die ou gryse verlede het daar iets vreesliks gebeur wat die loop van hierdie wêreld en die ganse mensdom beïnvloed het, wat dit verander het. En dit is die sonde van. Dit is die vreeslikste gebeurtenis in die geskiedenis van hierdie wêreld. En ek weet, julle wil nie so ver teruggaan nie, want julle dink, die preek gaan so lank wees. Maar vir 'n oomblik, bly net by my, net vir 'n rukkie, bly by my.
dat ons die tafel kan gereed maak voordat ons oor Matteus 22 gaan gesels. Of Lukas 22 gaan gesels. God het ons daar in die begin die mens nie sy muur uitgewis nie. En weet wat gebeur het? Adam en Eva het die verbode vrug geëet. Hulle was ongehoorsaam en so het hulle die ganse mensdom in ellende gedompel. Maar God het nie daar in die begin die mens se muur uitgewis nie. God het die nuwe realiteit waarvoor die mens gekies het, aangekondig. En God het die belofte gemaak dat sy kinders, sy kerk, gered sal word. En ons lees dit in Genesis 3 vers 15, waar hy sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeem byt. En in die gedeelte is daar twee dinge wat 'n mens leer. Daar is 'n gelowige oorblyfsel van die mensdom, maar hulle sal gebuk gaan onder die goddelose wêreld, wat volgens hulle eie sondige begeertes en die verleiding van die Satan sal loop. Dis asof die kerk van die Here al die eeue die voet van die Satan en van die sonde op hulle rug sou gehad het. Maar die tweede deel is goeie nuus, dit is 'n stukkie hoop wat verkondig word, waar die Here sê, daar sal iemand na vore kom wat daardie bose sal oorwin, en as jy mooi daarin dink, die voet van die Satan op sy kinders sal verwyder. Hy sal die vyand se voet van sy geliefde se rug afhaal. En dit bring ons dan by die heel eerste Pasga. Julle sien, die geliefde kerk van die oudheid was onder die voet van die bose. Dink daaraan, Kain was vermoor deur Abel, of Kain vermoor vir Abel. En die kerk was onder bedreiging in die dae van Noag, soveel so dat God 'n vloek moes stuur. En Abraham is as vreemdeling daar tussen die goddeloses bewoon en selfs Lot van goddelose konings red. Jakob was onder die voet van Laban. En al die pad was die sonde altyd aanwesig, soos 'n swaar sakklippe wat elkeen op hulle skouers moet dra. Ondraaglike swaar sakklippe. En uiteindelik was die volk Israel waar, hulle was daar in Egipte, en hulle was wat? Slawe. En was wreed behandel, die farao en die Egiptenaars se voet was op Israel se rug gewees. Daar die vyandskap wat beloof was deur God, wat hy gesê, dit is die realiteit wat julle gekies het. Daar is vyandskap tussen die oorblyfsels, die gelowiges, en die wat my nie volg nie, wat my nie wil ken nie, wat my nie wil dien nie, die goddeloses. Daar's vyandskap, en hier het jy die goddeloses met hulle voet op die rug van God se Ou Testamentiese kerk. Hulle was slawe, hulle is wreed behandel, en hulle seentjies was selfs vermoor. En daardie Ou Testamentiese kerk het uitgeroep na God in hulle ellende, en God het hulle gehoor. God het Moses opgehef om hulle leier te wees, en het ook die 10 vreeslike plaae in Egipte gestuur, sodat Israel in Egipte kan weet dat hy waarlik God is, en sodat Israel sal onthou dat hy die God is, die enige God is, en dat hy hulle God is, en dat dit hy is wat hulle verlos het hy die eerste Pasga ingestaan. Maar die Pasga was soos 'n profesie wat vooruitgewys het na die ware verlossing wat God vir hulle sou gee. Onthou wat God ook in Genesis 3 vers 15 beloof het. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeem byt. Daardie persoon wat die kop van die slang sal vermorsel, moet nog kom. Die finale oorwinning moet nog kom. So ja, die Pasga wys na Israel se verlossing daar in Egipte, waar God die farao en Egipte se voet van hulle rug afgehaal het. Maar in die Pasga is daar ook 'n verdere belofte ingeanker, ingegraveer, wat vooruitwys na die volmaakte verlossing wat sal kom. Want die verdrukking en die ellende van God se kerk het nie met die uittog geëindig nie. Daar was nog baie goddelose konings wat selfs oor Israel regeer.
En hulle voet was op die rug van die gelowiges. Hoeveel van die profete van die ou tyd was nie doodgemaak nie? En daar was korrelose volksgenote wat agter die slegte konings en agter die afgodspriesters aangeloop het en die lewe bitter moeilik gemaak het vir die wat getrou wou bly aan God. En God het selfs ander volke gestuur om hierdie ongehoorsame volk te straf, maar die gelowiges onder die ongelowiges het nog steeds gebuk gegaan onder die voet van hierdie korrelose nasies. Al die pad in die kerk van die ou tyd, in die ou verbond, die Pasga gevier en onthou hoe God hulle uit Egipte gered het en hulle het op God gehoop en vertrou dat hy dit weer sal doen. Hulle het gehoop dat die beloofde Messias, soos wat in die Ou Testament uiteindelik bekend geword het, daardie saad van die vrou, soos wat die Here meer en meer daaroor gesê het, soos wat die tyd aangegaan het en die geskiedenis aanbeweeg het hy meer oor hierdie saad van die vrou vertel, en uiteindelik het die Israeliete geleer, hierdie saad van die vrou gaan die Messias wees, die Christus, die gesalfde van God. En hy sal kom om die voet van die Satan van ons rug af te haal. Om die voet van die sonde van ons af te haal. En dan ewe skielik, baie jare later, sien ons die belofte van die Pasga in lewende lywe. Wie is dit? Wie is die belofte van die Pasga in lewende lywe? Dis Jesus. Want profeet na profeet het gekom om die volk te roep om getrou te wees aan die Here, want die beloofde Messias sal kom en God sal sy belofte van verlossing vervul. Dis asof die profete van die ou tyd vir die volk gesê het, bly getrou aan die Here, hy het nie sy belofte vergeet nie. Die beloofde Messias, die verlosser sal kom, hy sal kom. Bly net aan hom getrou, moenie jou oë van hom afhaal nie, moenie links of regs afwyk nie. Bly getrou. Dus vir ongeveer 1500 jaar, na die eerste Pasga daar in Egipte, was daar 'n persoon wat rondgegaan het in die land van Israel en baie aandag gelok het. En hierdie persoon was Jesus van Nasaret. Hy was gebore in Bethlehem en was daar deur die herders en die wyse manne begroet as die Christus. Hy het in Nasaret groot geword nadat 'n goddelose koning so bang was vir Jesus toe hy 'n babatjie was en hy al die seentjies in die omgewing doodgemaak het. Jesus het groot geword en was in die Jordaan gedoop deur die profeet Johannes die Doper. En Johannes het aangekondig toe hy vir Jesus sien. Toe weet Johannes wie dit is. In Johannes 1 vers 29 waar hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. En God het vanuit die hemel gepraat en gesê in daardie oomblik, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Matteus 3 vers 7. En Jesus het rondgegaan en die boodskap van God se hemelse koninkryk aangekondig. Wat was daai boodskap? Daai koninkryk waarvoor julle gehoop het al die eeue heen, is hier, is op die punt om aan te breek, bekeer julle. En Jesus het met soveel gesag gepraat dat die mense verbaas was en selfs bose geeste het voor hom gewyk. Soos ons lees in Markus 1 vers 27. En die mense het gewonder of Jesus nie dalk die Christus kan wees nie. Is hy nie dalk die Christus, die Messias, wat God beloof het, wat sal kom om uiteindelik die voet van die bose, die voet van die Satan vir ons sal verwyder nie. Is dit nie dalk hy nie? Jesus het die blindes gesond gemaak, het hulle kan sien en die krepes laat loop en die melaatses gereinig en die dowes laat hoor. Hy het die dooies uit die dood uit opgewek. En dan armes, nie net mense wat liggaamlik arm was nie, maar arm was van gees. Arm was na die hart, het hy die boodskap van hoop en verlossing verkondig wat saam in die koninkryk van God kom. En Jesus se disippels, wat later sy apostels sou word, was die naaste aan hom gewees en hulle was getuies van alles wat Jesus gedoen en gesê het. En hulle het bely gesê, U is die Christus, die Seun
van die lewende God. Matteus 16 vers 16. Maar hoe sou die verlossing gebeur? Julle sien, Jesus was nou al 3 jaar met sy aardse bediening besig. En hy het saam met sy disippels bymekaar gekom om hulle derde Pasga saam te vier. Die disippels het sekerlik gedink, dalk gaan ons nou planne maak vir die groot oorlog. Nou gaan Jesus sy groot weermag bymekaar kry en ons gaan teen die Romeine en teen almal oorlog maak en ons gaan die voet van die Satan van ons af verwyder. Dit was die hoop wat by die mense geleef het in daai dae. Dis wat hulle gedink het sou gebeur. Maar in plaas daarvan om 'n oorlogsvergadering te reël met sy topgeneraals, reël Jesus 'n Pasga, 'n ete. Die laaste Pasga met sy disippels. En die uur van die fees begin. Dit beteken die uur het aangebreek dat hulle op die regte tyd van die aand die fees moet begin vier. En hulle gaan sit aan tafel. Maar dit is ook nie net die uur wat gekom het vir die Pasga ete nie, maar ook 'n baie spesiale uur wat aangebreek het. Want daardie uur, toe hulle aan die tafel gaan sit het, merk die draaipunt in God se groot verhaal. Die Pasga daardie aand was die draaipunt. Dit is hoekom Jesus so sterk daarna verlang het om saam met sy disippels die Pasga te eet, want dit is 'n enorme groot ding wat vandag gebeur. Dis wêreldveranderend. Dit wat daar gaan gebeur daardie aand. Want Jesus het gekom om iets baie spesifieks op aarde te doen en die uur daarvoor het nou aangebreek. Al God se kinders, almal wat nog altyd deur die lang geskiedenis van hierdie wêreld gehoop het dat God die verlosser sal stuur, so hoop gaan uiteindelik in Christus tot vervulling kom. Almal van hulle het gehoop vir hierdie oomblik. Hulle het elkeen gehoop op 'n koninkryk wat nie deur mense gebou is nie. En dit het vir hulle hoop gegee deur al die jare van vreemdelingskap in hierdie wêreld met die voet van die Satan op hulle rug. Dit het hulle hoop gegee. En die draaipunt sou op 'n ander manier kom as wat Jesus of wat die mense gedink het Jesus sou doen. Want Jesus sê baie duidelik, hy sal moet ly. Ek het ernstig begeer om hierdie Pasga ete met julle te vier, voordat ek ly. Dit wil sê die straf op homself dra wat vir God se kinders die vrede aanbring. Waar hy in ons plek verbrysel word nadat hy ons ongeregtighede op hom geneem het, volgens Jesaja 53 vers 3 of vers 5. En hy moes dit doen sodat die voet van die Satan in die goddelose wêreld van God se kinders verwyder kan word. En Jesus begin die Pasga soos wat die Jode dit sou doen. Hy het die beker geneem, net soos wat die Jode dit gedoen het by die Pasga ete, die beker geneem en daarvoor gedank. Nou die gebruikelike Hebreëse gebed hiermee was gewees: geseënd is U, Here ons God, koning van die heelal, wat die vrug van die wingerdstok gee. So Jesus bid daardie gebed. Maar wat hulle nie besef nie, is dat die koning van die heelal, wat die vrug van die wynstok gee, is daar by hulle aan tafel. En hy beveel tot die disippels om die wyn onder hulle te verdeel, en Jesus sê vir sy disippels dat dit die laaste keer is dat hy in hierdie wêreld die wyn saam met hulle sal drink. Dit beteken nie dat Jesus daardie aand tot sy einde sal kom nie, maar dat hy weer aan tafel met hulle sal sit, wanneer die koninkryk van God in al sy glorie en al sy heerlikheid in hierdie wêreld aangebreek het.
Jesus neem toe een van die ronde pratbrode wat vir die Pasga voorberei is, en hy dank toe vir die brood op die manier hoe die Jode dit ongeveer vir 1500 jaar lank gedoen het. Hy sê, geseënd is U, Here ons God, koning van die heelal, wat ons geheilig het met die gebooie en ons beveel het om die brood te eet. Jesus het klaar gewys dat hy die koning van die heelal is, wat die brood voorsien toe hy die brood en die visies verneder het. En Jesus breek toe die brood op die gebruikelike manier en hy gee dit aan sy disippels, en volgens die gebruike van die Pasga moes die volgende gewees het, volgens die Joodse gebruike, was die volgende ding gesê, hierdie is die brood van die ellende wat ons vaders in Egipte geëet het. Hierdie is die brood van die ellende wat ons vaders in Egipte geëet het. En tot Jesus se disippels se verbasing was dit nie wat Jesus gesê het. Jesus breek met 1500 jaar se Pasga-tradisie. Daai brood wat 'n teken was van die ellende, gee Jesus 'n ander betekenis. En dit sou vir baie gesien word as godslastering en absolute dwaling, maar dit is omdat hulle nie wil aanvaar wie Jesus is nie, hulle verwerp hom. Maar Jesus was op die punt om die Pasga te vervul, om die boodskap van die Pasga te vervul, om die doel daarvan te vervul. Want die ellende van God se kinders sou nou verander word in oorwinning. Dit sou nie meer 'n teken wees van ellende nie, maar van oorwinning. Jesus sou in 'n sekere sin die Satan se voet op homself neem. Maar Jesus is die koning van die heelal, en hy sou die Satan se voet van sy rug afwerp en die Satan 'n doodskou gee. Want Jesus sê daar, in plaas van om te sê, hierdie is die brood van die ellende wat ons vaders in Egipte geëet het, sê Jesus, dis nie meer 'n teken van ellende nie, hierdie is 'n teken van oorwinning. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Verstaan julle, begryp julle hoe enorm hierdie ding is wat Jesus daarin al ingestel het. Dis die draaipunt, dis die beëindiging van die Ou Testamentiese bedeling. En hierdie, daai oomblik, is die begin van iets nuuts. Op grond van dit wat hy op Golgotha sou doen. Hy neem toe ook die beker. En die Jode sou 4 keer die beker geneem het. Die 4 bekers het gegaan saam met 4 uitdrukkings van verlossing in Eksodus 6 vers 5 tot 6. En die 4 uitdrukkings van verlossing is, ek sal julle uitlei en julle red uit slawerny, ek sal julle verlos en ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees. En Jesus sou dit alles vervul. Hy sou God se kinders uitlei onder hulle swaar laste, nie net die voet van die ongelowige wêreld, die voet van die Satan wat op hulle druk nie, maar daardie swaar sak klippe wat hulle moet saamdra elke liewe dag, hulle sondes wat hulle so saam met hulle dra en is swaar om te dra. Hy sal hulle daaronder bevry. Hy sal hulle bevry van die slawerny. En hulle verlos van die sonde en die dood. En hulle sou God se kinders genoem word. Jesus vervul die beloftes van die ou verbond en hy beseël die nuwe verbond met sy eie bloed. En God het dit al lankal tevore in die ou dae beloof. In Jeremia 31 vers 31 en hoofstuk 32 vers 40. Die verbond is dieselfde as die ou verbond, maar nou in Christus is dit vervul. Dis soos 'n papie wat verander in 'n skoenlapper of soos 'n blomknop wat blom in Christus. Die gebooie van die Here is nie meer op klip geskryf nie, maar hier in ons hart. Heilige Gees, kom skryf die Here se gebooie hier in jou hart, dat dit deel van jou is. Jy het die lus om gehoorsaam te wees, jy soek daarna, jy begeer daarna. In jou hart is dit geskryf, God is my enigste God.
En hom het ek lief. En ek wil met hom wandel soos wat hy wil hê, ek met hom moet wandel, trek ons met die tweede gebod. En ek wil God se heilige naam nie met my onheilige voete vertrap nie. En ek begeer elke dag om met hom te wandel, maar as 'n spesiale dag waar die Here vir ons eenkant gesit het, waar ek spesiaal met hom ontmoet. Waar hierdie borreling binne in my 'n uiting het. En ek kan uitjubel, ek kan kom saam met die gelowiges en die Here se naam loof en prys met 'n hart vol vreugde en lippe wat oorloop van lofprysing en hande vol offers. En as daar die eerste ware sal nie as 'n rebel leef nie, jy sal nie laat die sondige begeertes oor jou heers nie, jy sal nie die beeld van God met woord of daad in 'n ander mens seermaak nie, jy sal tevrede wees met wat die Here vir jou gee. En dit wat hy vir jou gee, soos die goeie rentmeester opbou. En God in sy koninkryk en sy geregtigheid sal die hoogste begeerte wees. Hier in jou hart is die gebooie geskryf, nie meer op klip nie. Die begeerte is daar om vir die Here te leef. En dis wat die Here Jesus vir ons kom doen het. En die verbond van God is nie net meer eksklusief vir die Israeliete bedoel nie, maar vir ons almal, vir ons die heidene, het dit ook gegaan. Almal word gebring na die Here toe. Die Here begeer nou, soos wat Paulus gesê het daar in sy preek op die Areopagus, dat die nasies na hom toe moet kom. En ons het gekom. En die draaipunt was daai aand, toe die Here die laaste Pasga met sy disippels geëet het. Die tyd het gekom vir 'n nuwe deel van God se groot verhaal. Vir 'n nuwe seisoen. Vir groot dinge. En ek besiel dit met my bloed wat ek vir julle stort om julle te vergewe van julle sondes. Die prys vir rebellie word betaal ten spyte van alles wat die disippels gehoor het gesê. Ten spyte van wie Jesus is, sou een van hulle steeds Jesus verraai. Dis dieselfde tragedie as in die tyd van Eden. Hulle het daar in die teenwoordigheid van die goddelikheid geleef en onuitspreeklike seëninge ontvang, maar nogtans het Judas sy hart verhard, net soos Adam, en het besluit om te rebelleer en nie God se woorde te glo nie. Net soos wat baie mense vandag nog steeds doen. Maar het is asof die rebellie teen God sy klimaks bereik in Judas. En Jesus het gewillig stap na die kruis ter wille van ons, wat ons oë na hom hef en hom glo en sy naam aanroep. Jesus sou daardie nag volgens die skrifte verraai word, om in die heidene oorgelewer te word. Hy sou ondervra word, onskuldig na die kruis gestuur word, bespot word, geslaan word, verag word, 'n doringkroon kry, 'n mantel word spot as koning en 'n red as 'n scepter. En in die manier hoe die mense daarvoor hom behandel, was dit amper soos 'n opborreling, 'n klimaks van die mensdom se haat teenoor God, hulle veragting teenoor God, waar hulle totaal en al uitvaar teenoor die seun van God. Maar dit alles moes gebeur, want Jesus sou daai verwerping, daai haat, daai rebellie, daai woede, alles sou hy op homself neem. En vir elkeen wat na hom kyk daar in die kruis, soos die Israeliete in die woestyn na die koperslang op die paal gekyk het en glo, sal leef. Hy neem dit alles op homself ter wille van ons. Ons is almal skuldig. Nie net Judas nie, ons is skuldig. Maar as ons die hand van rebellie weerhou en voor Jesus kniel as Here, Koning en Verlosser, sal ons gered word. Ons hoef niets te doen nie behalwe glo. En hy het die kruis gesterf het vir ons sondes en waarlik uit die dood uit opgestaan het. En daardie oomblik wanneer ons oor na Jesus ophef en glo, word die mag van die Satan op ons gebreek. Die mag van die sonde word gebreek. Ons word herskep as nuwe mense, skepsels voor God,
wat gebore is na die Gees, en wie die Gees van God woon. Ons kan nooit weer dieselfde wees nie. En elke keer wanneer ons by mekaar kom en die nagmaaltafel sien, word ons nie net herinner aan die vergifnis van sonde nie, maar ook dat God se groot verhaal tot sy vervulling sal kom wanneer die Here Jesus kom in die wolke. Waar die voet van die Satan finaal van ons afgehaal word en die sonde se mag finaal op ons gebreek word. En al wat ons moet doen is nog steeds soos al die tyd ons oë ophef na Jesus en glo. As ons die nagmaal sien, glo wat die omkeer in die wêreld het gekom. So lank gelede. Nou 2000 jaar gelede. Daardie laaste Paska, daardie laaste Donderdag, dat die Here Jesus op aarde was. Moenie niks op reg aflyk nie. Volhard, hou die oë op die koning. Die koning van heerlikheid. En hou die voete op die koning se pad. Die pad van die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ja Here. Hoe wonderlik is dit nie om te sien hoe U plan van eeuwig gelede in vervulling gegaan het in Christus nie. En ook hoe U woorde nog steeds vervul word deur mense wat oor die wêreld op bekering kom en oral waar daar kerke ontstaan, selfs in plekke waar daar vervolging is. Hoe wonderlik is dit Here om deel te wees van U groot koninkryk. Nie wat ons het verdien nie, maar omdat ons glo in Jesus Christus. En ons dank U dat U deur Jesus die draaipunt in die verhaal gebring het. Dat ook ons, wat die heidene is, deel kan word van die olyfboom. Deel kan word van die verbondsvolk. Deel kan word van die kerk. Help ons Here om nooit te vergeet nie. Help ons om nie hoogmoedig te wees in onsself nie, maar dankbaar te wees teenoor U en dit wat U vir ons gedoen het. En so Here vra ons dat U op die tafel vanaand sal seën, dat ons met die regte gesindheid en met ware geloof na die tafel toe sal kom. Dat ons diep op die hart gedruk sal wees om ware ons liefde vir U te bewys, deur U gebooie te bewaar. Ons bid alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons koning. Amen.